Goeiemôre, ons praat vandag weer oor 'n gehoorsame mens. 'n Gehoorsame mens ag 'n ander hoër as homself. Nou die uitdrukking 'n gehoorsame mens behandel ander mense hoër as homself beteken dat iemand wat gehoorsaam is, veral in 'n geestelike konteks of in 'n geestelike sin, ander mense met respek en begrip en deernis en nederigheid behandel. Nou dis 'n baie rare kwaliteite wat ons nou oor gepraat het in vandag se tyd waarin ons leef. Die Bybel sê in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of eersug nie, maar wees nederig en ag ander hoër as julleself. Dit beteken dat ware gehoorsaamheid nie net gaan oor ons uiterlike dade nie, maar dit gaan meer oor die gesindheid van die hart. 'n Hart vol liefde, diensbaarheid en respek. Nou hierdie tipe persoon met hierdie beautiful kwaliteite stel ander se behoeftes en waardigheid bo sy eie, oor sy eie trots en sy eie begeertes en soms ook sy eie behoeftes. Wanneer jy ander mense hoër ag as jouself, behandel en bewys jy dat jy nie net aan jou eie behoeftes en begeertes dink nie, maar jy luister na ander se opinies en jy maak ruimte vir hulle menswees. Jy help waar jy kan en jy probeer om vrede en harmonie in jou verhoudings te bewerk en te handhaaf en in stand te hou. Hierdie houding word dikwels beskou as 'n teken van innerlike krag en volwassenheid. Nou kom ons praat gou-gou oor 'n paar mooi benydenswaardige woorde en hulle definisies as ons nou praat oor iemand wat ander hoër ag as homself. Die eerste een is nederigheid. Nederigheid beteken om nie jouself belangriker te ag as 'n ander nie en nie 'n opgeblaase persepsie te hê van jouself. Wat van die woord respek? Dit beteken om ander mense met agting en eer te behandel. Daar is ook 'n tikkie ondergeskiktheid en bedagsaamheid wat hieraan kleef. En dit trek swaar aan die manier waarop jy grootgemaak is. En miskien ook die era waaruit jy kom en groot geword het. Hier is nogal 'n rare kwaliteit en veral nogal skaars om te kry by jong mense. Die laaste een is die woord onbaatsigtigheid. Om eerder ander te dien as om altyd jou eie sin te wil hê en uit te kyk vir jou eie belang en jou eie dinge wat vir jou belangrik is. Dit beteken nie dat hierdie tipe persoon wat so optree minderwaardig voel oor homself of oor haarself nie en haarself of homself nie waardeer nie. Dit beteken ook nie dat hy hierdie tipe dinge doen vir selfaktualisering of vir aandag nie. Hierdie bogenoemde kwaliteite is in wese eintlik diep en inherente kwaliteite wat die vrugte van die Heilige Gees is. En in wese die uitkoms of die resultaat van gehoorsaamheid aan die Here se gebooie. Jy sien die laaste 6 beginsels of die laaste 6 weë of gebooie van God leer ons oor liefde vir mense. En as jy dit doen, wil hierdie kosbare weë binne in jou liefde vir mense tot volmaaktheid bring. Dit is alleen wanneer jy hierdie weë in gehoorsaamheid begin beoefen en doen, dat hierdie mooi, rein en liefdevolle kwaliteite die natuurlike uitkoms en resultaat van jou gehoorsaamheid word en ook die werking van sy Heilige Gees binne in jou is. 'n Gehoorsame mens is iemand
wat nie wêreldse reëls en sienswyses omhels en volg nie, maar hy word gedikteer en gelei deur God se woord. Hy is iemand wat 'n diep respek het vir ander mense. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelyk nie, of gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Hierdie tipe persoon waarvan ons hierbo gepraat het, leef met nederigheid en is bereid om ander se belange bo sy eie te stel. In ons samelewing het ons meer sulke mense nodig. Mense wat ander ophef en nie altyd hulle eie sin wil hê, en wat bereid is om brugbouers te wees in 'n gebroke wêreld. Mense wat gehoorsaam is aan die Here se weë en sy gebooie en sy waardes. Hulle wil elke dag help om 'n wêreld om hulle te bou en te skep waar mense mekaar dien en nie mekaar probeer oorheers en afbreek. Praat ek mense engele tale, maar ek het nie die liefde nie, is my woorde maar net hol simbale, klanke sonder melodie. Praat ek mense engele tale, maar is nie uit liefde nie, is my woorde hol simbale, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Praat ek mense engele tale, maar is nie uit liefde nie, is my woorde hol simbale, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde